ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 173. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Shoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, dink spesifiek aan die boek Wat is jou God se naam? Al 5 boek, so 500 bladsye dik. Ek wil net iets sê, al my boeke, almal van hulle, vol bibliografies agterin waar al my verwysings vandaan kom, waar my navorsing en studiemateriaal vandaan kom, wat u kan navors. Die boek Wat is jou God se naam is 'n goeie geskenk om vir iemand te gee. So gebruik dit. Gebruik dit. Dis 'n mooi boek. Kyk daarso. Broer Dawie het hom op die skerm. Wat is jou God se naam? So jy belangstel, kan jy my kontak by my WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://jaffa.co.za. Ek wil net sê, voor ek aangaan hierso, iemand het nou die dag gevra, prof, doen jy bodybuilding? Het sien skielik jy's baie groot. Nee, dit is die winter. Is maar die warm goed wat ons aan het, wat bietjie ons laat bietjie fris lyk. So dit gaan maar oor dit wat ons aan het. As dit dalk die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Dit is uiters belangrik dat u by deel 1 gaan begin, want u het 'n magdom inligting reeds gemis. Dit is uiters noodsaaklik dat u ook vir die YouTube kanaal sal inteken of subscribe, sodat u die kennisgewing kry van al die verskillende lesings waarmee ons besig is, as ook ons Engelse lesings. Nou ek wil maar weer sê, ons is nou weer op datum op trek met ons studies. Met hierdie legkaart studiegids Bybel was dit net bietjie van 'n, ou mense het 'n gesegde wat sê bietjie van 'n malhuis, om by alles te kan uitgekom het, sê regtig 'n malhuis nie, is net bietjie verskriklik hoe jy op jou vurk, om by alles uit te kom. Dis 'n mooi Afrikaans, hou nie van malligheid nie. So aan Jaffa al die eer, en soos die tyd aangaan, gaan ons meer en meer opnames kan maak. Ons beplan ook 'n hele klompie nuwe reekse nou na die nuwe boek uitgekom het. Stuur ook die kontak vir die vriende en kennisse, is lewensveranderend. Skryfblok en pen, Bybel is uiters noodsaaklik. Kom ons bid saam. Wonderbaar raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinke môrester, die Alfa, die Omega, die ek is wie ek is, die eerste en die laaste, hy, u, wie kom, wie was, wie is, wie kom, die Almagtige, Jaffa Shoa. Baie dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het, Vader Jaffa, om in die naam van u seun Jaffa Shoa by mekaar te wees. Want die woord sê, daar's geen ander naam in die hemel of die aarde waardeur jy gered gaan word nie. Dis die naam Jaffa Shoa. Ek wil vanmôre bid dat ons dan die erns van die saak sal besef en die erns daarvan sal erken en weet hoe belangrik dit is om in die koninkrykswerk betrokke te wees. Seën nou vanoggend se studie met ons, Vader. Maak die woord lewend en gee vir ons ontvanklike sielsdimensies. Ons bid dit in die mooiste naam. Die naam bo elke ander naam, die naam Jaffa Shoa. Halleluja. Baie dankie vir die salwing van die roog, Vader, in hierdie ateljee. My gebed is dat u vanmôre se woord sal seën. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u awesome wees. Mag dit bonatuurlik wees. Halleluja. Ons is opgewonde omdat ons deel van die koninkrykswerk van Jaffa kan wees. Is u opgewonde? Dit is nie net 'n roetine, net om hier te kom sit en nee. Dis 'n voorreg. Vir my is 'n voorreg en vir Pastoor Rika om die woord vir u te bedien en die werk wat met dit gepaard gaan.
aan Jaffa al die eer en die lof, die prys en die aanbidding. Nou gaan jy sê, maar pastoor Rika, wat doen jy? Jy sien haar nooit nie. Jy kan my nie glo nie, tussen die boodskappe wat opgeneem word, dan kom sy, die ryker was nou reg gewees, vanavond wanneer so bosryker is, dan kom sy hom trek hier so, en sy trek hom weer bietjie daar, en daar is 'n gaatjie en daar, en baie keer dan vat dit my tyd op, en dan, dis sterend amper, maar dit moet gedoen word, want hoekom? Sy is 'n perfectionist, dis soos sy dit wil hê. So sy doen 'n groot werk, ons eer Jaffa vir haar. En elkeen in die koninkrykswerk van Jaffa, wat die bediening seën en wat bydraes maak en wat bid vir die bediening. En ook u wat boeke koop en saai, die boeke saai. Ek dink daar's 'n paar mense wat boeke saai, wat boeke koop. Dink aan professor Pieter Smit en Annelies. Dis hulle bediening. Hulle koop boeke en hy werk uit. Hy werk buitekant toe met sy besigheid. Gastehuise en die plekke, dan los hulle boeke. Boeke kos baie geld, maar hulle saai dit. Want die woord sê, wat jy aan die geringste van my kinders doen, doen jy aan myself. Die boek Spreuke, hoofstuk 13, vers 16, hy sê die skrandere handel met kennis, met ander woorde die ou wat bietjie wise is. Want ek sê altyd, daar's twee soorte ouens wat wise is. Jy het die ouens wat bietjie wise is, en dan het jy die ouens wat baie wise is. Of jy die ouens wat wise is, en dan het jy die ouens wat otherwise is. Dat is altyd linkerkant doen. Die Bybel sê, elke skandere handel met kennis. Skandere is vir my iemand wat vlytig is. Iemand wat doenig is. Iemand wat besig is. Iemand wat altyd 'n plan soek om iets anders te doen. Ek gebruik hom maar pas Prof Pieter hierso, Prof Pieter Smit en Annelies. Hulle is betrokke, almal, daar's baie mense wat betrokke is in die koninkryk. Maar ek gebruik net die idee. Hulle bediening is om boeke te saai. Maar nou die dag toe wys hy my die kaartjies wat hy gemaak het. Hy sê, Prof, ons het geluister wat jy sê. En dis 'n goeie idee om kaartjies te maak. En ook kaartjies in 'n shopping center te los, of iewers waar jy staan. Jy kan hom net daar neersit, die ou agter jou gaan hom vat en kyk aan na. Want maak dit 'n mooi kleur. My vraag, wat is jou God se naam? What's your God's name? Met altyd die e-posnommers en my kontaknommers op. As jy meer wil weet, we want to know more, sit dit neer. Ek sal wel weet, as daar van u is wat 'n ander idee het, wat u gebruik, noem dit vir my ook. Ons deel dit met ander mense, dis mos die koninkryk van Jaffa. Die woord sê, die een plant, die een gooi nat maar, Jaffa laat dit groei. Die skrandere handel met kennis, insig en wysheid, maar die dwaase strooi sotheid rond. En jy kan baie keer na die sotheid van hierdie ouens luister. Ek wil nie eers oor hierdie ander ouens praat nie, maar ek wil vir jou een ding sê, sotheid soos jy nog nooit geglo het nie. Maar Jaffa al die eer en die lof in sy naam. Koning Salomo sê, hulle is vol sotheid. Sotheid waar kom snert uit, hulle het niks anders om te dink as snert nie. Dit word, hulle strooi dit rond. Die goddelose boodskapper val in die ongeluk. As jy nou probleme in jou lewe wil hê, draai weg van Jaffa af. Daar is in die jare wat ons besig is met die koninkryk, hoe lang is dit nou? 13 jaar? Amper 13 jaar. Is dit so dat daar van die hier en daar iemand teruggedraai het? Want die woord sê soos 'n hond wat na sy eie braaksel toe teruggaan en gaan eet daar. Maar as jy nou wil probleme in jou lewe hê, as jy in ongeluk wil val, draai jou rug op Jaffa so. Draai terug na jou tipe ou lewe toe. Die Bybel sê inteendeel, dis 'n sot wat sulke dinge doen. Dis nie iemand wat regdenkend is nie. Die goddelose boodskapper val in die ongeluk. Maar 'n betroubare boodskapper is 'n gunsteling. En vanmôre wil ek hê ek en u moet weet dat ons vir Jaffa, ons Elohim,
in en deur Jafashua sy gunsteling is. Jy mag miskien voel dat niemand sien raak wat jy doen en hoe jy funksioneer nie. Maar weet jy wat, dit gaan nie altyd oor die sigbare nie. Dit gaan oor die onsigbare, dit wat agter die skerms gebeur. En ek het dit al voor julle gesê, ek gaan dit weer sê. Die woord sê ons is in die liggaam van Jafashua. Hy is die hoof, hy is die kop, hy is die brein. En ons funksioneer van die kop af, van hierso, van die kakebeen af. Ondertoe funksioneer ons. In terme van arms en bene en hart en lewer en niere. En elke een van ons is belangrik. Vir die kop, vir die koninkryk, vir Jafashua. En dis hoekom Jaffa toegelaat het dat ons by die geopenbaarde woord uitgekom het. Hoekom? Dat ons produktief kan wees. Luister wat ek sê. Dat ons produktief kan wees. Nie passief nie. Produktief. In die koninkrykswerk van Jaffa. Sodat die evangelie gepreek kan word buitekant toe. Dat die mense daar is op buitekant. Het sy op welke wyse? Die goddelose boodskapper val in die ongeluk. Hoekom? Want hy veroorsaak sy eie ongeluk. Sy eie badluk. Jy sien, die ongoddelike hou aan Satan vas. En hy is natuurlik die grootste loser wat daar is. Wat? Natuurlik. Dis hoekom hy in die hemel uitgewerp is. Met 1/3 van die engele. Goddelose boodskapper val in die ongeluk. Hoekom? Want hy bring slegte tyding. Hy's 'n boodskapper. Hy's 'n boodskapper van Satan. Hy bring slegte tyding. Niks wat Satan en sy gevalle demone doen, kan enige goed wees nie. Hulle bring slegte tyding. En as ek onder hom funksioneer, dan val ek in dieselfde ongeluk. En in dieselfde oordele, waarin hy en sy trawante inval. Maar 'n betroubare boodskapper is 'n gunsteling by Jaffa, ons Elohim. Halleluja, halleluja. Maar 'n betroubare boodskapper. Iemand wat jy kan vertrou met die koninkrykswerk. Iemand wat jy kan vertrou met jou lewe. Die woord sê hy is 'n gunsteling in die koninkrykswerk van Jaffa. En dis hoekom die woord sê, ons saai tydig en ontydig. Maak nie saak waar dit is nie. Ons moet die evangelie saai. Ek het dit gisteroggend gesê, en ek dink ek wil dit weer net sê. Ons kan nie passief wees rondom die bo-natuurlike geopenbaarde woord van Jaffa en Jafashua nie. Die woord sê vanmôre, ek is of 'n boodskapper van ongeluk, vers 17, of ek is 'n betroubare boodskapper en ek is 'n gunsteling van Jaffa, ons Elohim. Die keuse is natuurlik Isene, waar wil u pas in die legkaart van Jafashua. So belangrik, ek is so mal om altyd die legkaart te gebruik. Want mense voel partykeer dat hulle beteken niks nie. En skielik as jy oor 'n legkaart praat, en dis juist daai onwaardige stukkie, wat dalk nie al die skerpste klere meer ingekleer is. Ek praat nou van 'n legkaart, 'n puzzle. Ons het groot legkaarte gebou, meter by 'n meter. Dit is stimulerend. Maar ek het nie die tyd vir dit nie. En dan die een wat dalk nie die skerpste klere het en so duidelik en sigbaar is nie. Wat dof is en dalk bruin en grys is, wat
Maar as jy nie daai stukkie het wat daar inpas nie, dan beteken daai legkaart wat 10 miljoen rand werd is, ek gebruik nou net 'n getal hierso. Sonder daai een vaal stukkie, beteken hy niks nie. En in die bedieningstyd, in my bedieningstyd oor die laaste, kom ons praat van 60 jaar, 55 jaar, het ek soveel keer vir mense al verduidelik, hier is daai stukkie wat daar pas. Jy mag dalk voel, jy is nie so bright soos die ander nie, jy het nie die gunsteling klere ingekleer jou stukke nie, maar ek wil jou sê, sonder u, vanmôre, hoor wat ek sê vanmôre, hoor wat prof vir jou sê vanmôre, sonder u is die liggaam nie volledig nie. Jy mag dalk 'n klein toontjie wees, wat altyd in 'n skoen toegemaak is, niemand sien hom nie. Maar weet jy wat, daai toontjie is belangrik vir die balans van jou liggaam. En daai hele legkaart beteken niks sonder daai laaste stukkie nie. So moenie op jouself neerkyk vanmôre nie. Hy sê in vers 18, armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp. Verwerp vanmôre se woord. Verwerp vanmôre se woord, stoor dit van jou af weg. Maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. Hoekom? Die engele eer jou. Hy sê hy sal aangaande sy engele bevel gee om jou op die hande te dra. Die Satan sê dit vir Joshua. Spring van hierdie berg af en die Vader sal aangaande u die engele bevel gee om u op die hande te dra. Weet jy wat? Ons word dag vir dag deur die engele bewaar en gedra. So kom ons wees dankbaar vanmôre vir die stryd wat in ons lewens is soms en die pad wat ons moet loop om ook 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Tot môreoggend as Jaffa lewe gesondheid spaar. Maranatha. Yahshua kom weer. Halleluja.